Goeiedag en baie welkom by ons erediens vandag. 'n Spesiale woord van welkom aan al die NG Kerk Oudtshoorn Parkkykers. Ek is Dominee Anina Jansen van Rensburg en dit is vir my 'n voorreg om vandag saam met u uit die woord te lees en ons geloof te bely en te hoor wat die Here vir ons wil sê. Geliefdes, ons tema vir vandag se erediens is verder as die hemel en ons teks gaan wees 1 Korintiërs 15 vers 35 tot 58. Maar kom ons ontvang eers die seëngroet van die Here. In Openbaring 21 vers 3 tot 5 staan daar: Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly. Hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Toe sê hy wat op die troon sit: Kyk, ek maak alles nuut. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bely vandag ons geloof aan die hand van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek gaan dit vir ons voorhou. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ek lees dan vir ons uit 1 Korintiërs 15 vers 35 tot 58. Die opskrif daar is die opstandingsliggaam. Maar iemand kan vra, hoe word die dooies opgewek? Watter soort liggaam sal hulle hê? Dis 'n dom vraag. Wat jy saai, kom nie tot lewe, tensy dit eers sterwe nie. En wat jy saai, saai jy nie in die toekomstige gestalte daarvan nie, maar as 'n blote saadkorrel, of dit nou koring is of iets anders. Maar God gee 'n gestalte daaraan soos hy bepaal het. Aan elke saadsoort gee hy 'n eie gestalte. Die vleis van lewende wesens is nie alles eenders nie. Daar is verskil tussen die vleis van mense, van diere, van voëls en van visse. Daar is hemelliggame en daar is aardse liggame. Die glans van hemelliggame is anders as die van aardse liggame. Die glans van die son is anders as die van die maan of die van die sterre. Ook verskil die een ster se glans van die van 'n ander. So is dit ook met die opstanding van die dooies. Wat gesaai word is verganklik en word in onverganklikheid opgewek. Wat gesaai word is gering en word in heerlikheid opgewek. Wat gesaai word is swak en word in krag opgewek. 'n natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Aangesien daar 'n natuurlike liggaam is daar ook 'n geestelike liggaam. So staan daar ook geskrywe: Die eerste mens Adam het 'n lewende wese geword. Die laaste Adam het die lewendmakende gees geword. Die geestelike kon nie eerste nie, maar die natuurlike en daarna die geestelike. Die eerste mens is uit die aarde en is stoflik. Die tweede mens is uit die hemel. Soos die stoflike mens was, so is ook die stoflike mense. En soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. Soos ons die beeld van die stoflike mens was, sal ons ook die beeld van die hemelse wees. Wat ek bedoel, broers, is dit: vlees en bloed,
kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie. Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie. Kyk, ek maak 'n geheimenis aan julle bekend. Ons sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal verander word. By die laaste trompet sal dit in 'n oomblik, in 'n oogknip gebeur, want die trompet sal weer klink, en die dooies sal as onverganklikes opgewek word, en ons sal verander word. Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike beklee word, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike beklee is, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word. Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou angel? Dood, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God, dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet, dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Wat 'n wonderlike gedeelte, tot sover ons skriflesing. In Hebreërs 10 vers 23 hoor ons verder, laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou, hy doen wat hy beloof het. Amen. Geliefdes, nou wanneer mense oor die ewige lewe praat, of oor die lewe na die dood, dan hoor ons dikwels die woorde, eendag gaan ons hemel toe. En dit is waar, dit is so. Die gelowige wat sterf, is by die Here. Paulus sê, dit is beter om heen te gaan en met Christus te wees, Filippense 1 vers 23. Hy sê ook, om uit die liggaam uit te woon, is om by die Here in te woon, in 2 Korintiërs 5 vers 8. Maar, geliefdes, die Bybelse hoop eindig nie daar nie. Die evangelie van Jesus Christus gaan verder as die hemel. Want God se finale plan is nie net dat ons siele by hom sal wees nie. Sy plan is selfs groter, ryker en heerliker. 'n Opstanding van die liggaam en 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waar God self by sy mense gaan woon. Openbaring 21 vers 1 tot 3. Die groot vraag van mense. Paulus begin hierdie gedeelte wat ons gelees het met die vraag. Maar iemand sal sê, hoe word die dode opgewek en met hoedanige liggaam kom hulle? 1 Korintiërs 15 vers 35. En dit is nog steeds ons vraag. Hoe werk dit? Wat van mense wat al lankal stof geword het? Wat van iemand wat veras is? Wat van liggame wat vergaan het? Wat van ons geliefdes? En as ons eerlik is, dan wonder ons soms, maar kan dit waar wees? Hier sit ons dan iemand se liggaam in die grond of in 'n nissie, en ons praat van die opstanding van die liggaam, maar ons sien nie dit gebeur nie. Paulus gee nie 'n wetenskapsles nie. Let op, Paulus antwoord nie met 'n laboratorium antwoord nie. Hy gee nie 'n chemiese formule nie. Hy wys na 'n saadjie. Wat jy saai, word nie lewend as dit nie gesterf het nie. 1 Korintiërs 15 vers 36. Jy plant 'n klein saadjie en wat kom op? Iets baie mooier, ryker, groter. Dieselfde identiteit, maar heeltemal 'n nuwe gestalte. So sê Paulus, die opstanding is nie net herstel nie, dit is transformasie. Baie mense dink die finale hoop is, ek sterf en dan gaan ek hemel toe vir altyd. Maar Paulus sê, die dode sal onverganklik opgewek word. 1 Korintiërs 15 vers 52. Die Bybelse finale hoop is nie ontsnapping uit die skepping nie. Dit is die hele vernuwing van die skepping. En daarom skryf Johannes, ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, Openbaring 21 vers 1. En Petrus sê,
Ons verwag nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon, 2 Petrus 3 vers 13. Maar wat is die hemel dan? Die hemel is 'n werklikheid. Dis regtig daar. Die hemel is waar Christus nou regeer, waar God se volmaakte heerlikheid is. Die hemel is waar gelowiges by die Here is, maar die eindbestemming is nog groter. Johannes sien die heilige stad neerdal uit die hemel van God af in Openbaring 21 vers 2. En dan kyk die tabernakel van God is by die mense in Openbaring 21 vers 3. God bring sy heerlikheid na sy vernuwe skepping. So die evangelie beteken nie net ons gaan op nie, maar God kom ook af. En dan kan ons nou vra, maar sal dit nog ek wees? As my liggaam verander, sal dit nog ek wees? Paulus sê ja. Hy gebruik die beeld van saad en plant. Daar is kontinuïteit en daar is vernuwing. Johannes sê, ons sal aan hom gelyk wees, in 1 Johannes 3 vers 2. Paulus sê, hy sal ons vernederde liggaam verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, in Filippense 3 vers 21. Jy sal nie 'n vreemdeling wees nie, jy sal jy wees, maar sonder sonde, sonder pyn, sonder verval, sonder trane, sonder dood. Sommige van ons wonder, maar moet 'n klein deeltjie van my huidige liggaam dan op 'n manier oorbly? Moet God dit kry en die liggaam van daar af opbou? Maar Paulus fokus nie op deeltjies nie. Hy fokus op God se mag. Ons identiteit rus nie in een atoom nie. Selfs nou verander ons liggame deur die jare. En tog bly jy. Die hoop van die opstanding rus nie op stof nie. Dit rus op die trou van God. Jesus sê, almal wat in die grafte is, sal sy stem hoor. Johannes 5 vers 28. As hy roep, sal sy mense opstaan. Hoe sal daardie lewe lyk? Die Bybel gee nie elke detail nie, maar wonderlike leidrade. Daar sal wees liggame sonder swakheid, 1 Korintiërs 15 vers 43, geen dood meer nie, Openbaring 21 vers 4, geen rou of pyn nie, die skepping sal bevry wees van alle verval, Romeine 8 vers 21, daar sal geregtigheid wees wat woon, 2 Petrus 3 vers 13, ons sal nie minder leef nie, ons sal reg leef, ons sal voluit leef, sal ons mekaar ken? Ek glo so, ja. Jesus is na sy opstanding herken, Lukas 24 vers 31. Jesus sê, baie sal saam met Abraham, Isak en Jakob aansit in sy koninkryk, Matteus 8 vers 11. Liefde word nie vernietig nie, dit word geheilig. Verhoudings word nie uitgewis nie, dit word genees. En dan breek Paulus uit in lof, dood, waar is jou angel, doderyk, waar is jou oorwinning, in 1 Korintiërs 15 vers 55. Gemeente, die dood maak steeds baie seer. Die dood bring baie trane en verlies en verlange, maar dit wen nie meer nie, want Christus het opgestaan. Hy sê, ek leef tot in alle ewigheid en ek het die sleutels van die doderyk en van die dood, in Openbaring 1 vers 18. Wat beteken dit vir ons vir vandag? Paulus eindig nie by spekulasie nie. Hy eindig met 'n opdrag. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, 1 Korintiërs 15 vers 58. Waarom? Omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. As die opstanding waar is, dan is gebed nie verniet nie, dan is liefde nie verniet nie, dan is diens nie verniet nie, dan is gehoorsaamheid nie verniet nie, en dan is jou trane nie verniet nie. Ons moenie die evangelie te klein maak nie. Dit eindig nie net by ek hoop ek gaan hemel toe nie. Dit beteken Christus het opgestaan en ek sal opstaan. Die skepping sal vernuwe word. God sal by sy mense woon. Die dood sal verdwyn en die lewe sal begin soos dit altyd bedoel was.
dit gaan verder as die hemel. So as jy treur oor iemand wat gesterf het, kyk verder as die graf. As jy bang is vir oud word, kyk verder as verval. As jy wonder of jou lewe saak maak, kyk verder as vandag. En as jy in Christus glo, kyk selfs verder as die hemel. Want hy sê, kyk, ek maak alles nuut. Amen. Geliefdes, gaan dan hierdie dag in, vir die week in, met die woorde van 1 Korintiërs 15 vers 58. Daarom, liewe broers en susters, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Aan hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid te aanskou, aan die enigste God, ons verlosser deur Jesus Christus, ons Here. Aan hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid.